Daar is hierdie beloftes in die Bybel, as jy Abba Vader gehoorsaam. Ja, Abba Vader beloof lewe en voorspoed aan die wat hom gehoorsaam. In Deuteronomium 28 vers 1-2 sê Vader, as jy gehoorsaam is aan die stem van die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou tref. Let wel, hierdie seëninge kom nie sonder gehoorsaamheid nie. Ons moet sy hele woord gehoorsaam. Nie net die dele wat vir ons gerieflik is en ons pas nie. Die heel eerste instruksie wat Abba Vader aan die mens ooit gegee het, was in die tuin van Eden. In Genesis 2 vers 16-17 sê hy vir Adam, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hierdie instruksie het 3 dele. Die eerste deel is die positiewe deel. Geniet alles wat hy voorsien het, selfs die boom van die lewe. Die tweede deel is die negatiewe deel. Moenie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Die derde beginsel is vir alle lewe. Dit leer ons om aan sy stem gehoorsaam en aan sy woord vas te leef, eerder as aan die vleeslike gerief of menslike opinie. As Adam en Eva gehoorsaam was, sou hulle al hoe meer van Vader se openbaringe ontvang het en intiem saam met hom gewandel het. Maar hulle het geval en nie gehoorsaam nie. Net soos wat ons val en sondig wanneer ons hom nie gehoorsaam nie. Abba Vader gee ons deur die bloed van die lam 'n nuwe hart, sy gees, soos Jesegiel 36 vers 26-27 ons leer, om ons in staat te stel om hom te gehoorsaam. Met ander woorde, as ons Jesus aanvaar as ons verlosser en saligmaker en deur sy gees vervul word, kan ons sy instruksies gehoorsaam en die lewe en voorspoed ontvang wat hy nog altyd beloof het. So kom ons staan op Vader se woord en besluit vandag om hom te gehoorsaam. Laat ons nie net die seëninge wil hê nie, maar ook sy woord gehoorsaam en volg, want hy's 'n goeie Vader. En deur dit te doen, vertrou jy hom. Dan sal al sy seëninge oor ons uitgestort word en dan sal sy woord sy vervulling in jou lewe